Môre vriende, en baie welkom hier by die huis van die Here. Die psalmdigter het gesê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Soos elke ander dag, laat ons dan daaroor juig en bly wees. Kom ons laat ook die mense welkom voel hier rondom ons. So kom ons reik 'n bietjie uit na mekaar en oor die gangetjies en oor die paadjie kom ons sê vir mekaar welkom. Vriende, vanoggend is kanselreiling en Dominee Santi het julle dalk nou hier gesien, maar sy is op pad Saldanha toe, sy preek by Dominee Nico se gemeente en dit is vir ons lekker om vanoggend vir hom ook hier by ons te hê. Ek is gevra om net so 'n paar afkondigings te doen. Vanaand het ons hou ons jaarlikse visbraai diens. Dit is 'n geleentheid of 'n instelling wat jare terug begin het in die gemeente. Vroeger jare het ons dit heel voor op die strand gedoen en die kinders het daar op die strand gespeel en die braai het ons gehou, so dit gaan maar oor die gedagte van die brood en die visies en vanmiddag doen ons dit nou weer in die saal. So u is welkom, die inligting staan op die bulletin ook geskrywe en daar teen die muur, alles wat ek nou opsit, eie eten, eie drinkgoed, eie glase, eetgerei borde en dan eet ons harders en daar's 'n broodtafel met vrugte. Let net op die tyd, vriende, dit is 5:00 vanmiddag. So ons gaan eers hier rondom die woord stil raak en daarna gaan ons heerlik saam kuier. Dan gaan 'n offergawe by die geleentheid ook opgeneem word. Vriende, dan is ons besig met die op reis met God, gegee vir mekaar. Hierdie jaar is ons jaartema gegee vir mekaar en ons gaan binnekort 'n 40 dae fokus doen wat dan hierdie tema net nog meer gaan uitlig. Die 6 Sondae is begin die 19de April en dan tot die 7de Junie gaan dit duur. So dit is 6 Sondae en ons wil vra dat lidmate sover moontlik inskakel by 6 byeenkomste wat in die week gehou word, waar hulle saam met vriende rondom dieselfde tema gesels. Dit klink net of dit 'n wonderlike byeenkoms of wonderlike tyd gaan wees vir ons. So vanoggend by die deure is daar geleentheid dat mense hulle name op 'n lys kan skrywe. Vriende, en dan gaan ons terugkom na julle toe. Ons wil so 6 of 8 mense in 'n groepie sit en ons het 'n fasiliteerder nodig of iemand wat net die gesprek daarom net aan die gang hou. En dan is mense welkom om net daarby in te skakel en deel te raak. So die tema wat Sondag hanteer word, gaan dan gedurende die week by dieselfde groepie bespreek word. So ek sê altyd, daar is nie regte en verkeerde antwoorde nie, dit gaan oor jou persoonlike belewenis, jou ervaring. So jy is welkom om dit net met die groepie te deel en dit mag weer vir iemand anders besonders baie beteken. So vanoggend by die deure, moenie te vinnig daar verbyloop nie. Skryf jou naam op en dan sal ons kontak maak en hoor, is daar 'n groepie wat jy gemaklik mee is, rondom jou dalk, of dalk het julle sommer net 'n alreeds 'n bestaande informele groepie wat by mekaar kom, maar dat julle dan vir die 6 weke ook inskakel by ons 40 dae. Daar gaan nie vanmiddag 'n jeugbyeenkoms wees nie, as gevolg van die visbraai. En dan is ons in die pylvak vir die bazaar. Die lys van benodighede is in die bulletin. Die kindertafel, kort speelgoed en wit olifant tafel kort ook goed. Dit kan na die kerkkantoor toe gebring word. Dinsdag is kerkraadsvergadering, ons vra die gemeente se voorbereiding vir dit. Die deuroffers vandag is vir Marie en Laurens Loretti. Daar sal tydens die overgawe tyd ook 'n kollekte, 'n video gespeel word oor hulle werk. En dan is ons besig om die kerk se databasis bietjie by te werk. So ons is besig om lidmate te bel met hulle inligting en inligting by hulle te kry, so jy moet maar net bewus wees daarvan. En dan Imagine jeug
byeenkoms. Die vorms is ook beskikbaar by die kerkkantoor en by die deure vandag. Die koste daarvan is R500 vir kinders en volwassenes. Vriende, Woensdag was as Woensdag gewees en dit lei dan die begin van Lydensweek in. En vir die volgende tyd tot met Goeie Vrydag gaan ons infokus en instem op hierdie tyd, op dit wat die Here vir ons gedoen het, om uiteindelik dan sy lewe vir ons af te lê. So Lydenstyd help ons om die ware betekenis van Jesus se opstanding te begryp, omdat ons onsself herinner aan sy lyding wat dit vooraf gegaan het. In die Lydenstyd maak ons dan ook hier in die kerse dood om te herinner aan die lig wat op Goeie Vrydag uitgedoof is met die kruisiging van Jesus. So die kerse daar op die regterkant. Ons gaan vandag nou die eerste Sondag die eerste kers doodmaak en dan met Goeie Vrydag sal die laaste kers doodgemaak word. Ek het vir Anneke gevra om net vir ons daarmee te help. Baie dankie. Vriende, by ons, as ons nou rondom die kers aansteek by die geleentheid, het ek vanoggend gedink, wil ek met julle ietsie deel wat ons in ons disippelskapgroep hierdie week gaan hanteer. En dit gaan oor God se roeping. Hoekom het hy 'n saak met my en met jou? En dit is vir my so mooi geskryf in hierdie gedeelte, dat ek vanoggend graag dit met julle wil lees. Die ankerteks is dan Genesis 17 vers 7 waar God vir Abraham gesê het, ek sal vir jou 'n God wees en ook die God wees van jou nageslagte. Dit is 'n ewige verbond, dit staan vas tot in ewigheid. En hy wil hê ons moet sy kinders wees. So die persoon wat die disippelskap materiaal skryf, sê, waarom roep God vandag nog mense? En ek gaan dit nou persoonlik maak, so ek gaan dit nou lees asof dit vir jou geskryf is. God roep jou omdat hy vir jou omgee en jou wil seën. Seën beteken dat hy vir jou wil laat blom in jou mens wees. Hy wil jou laat deel in sy krag en in sy goedheid deur vir jou 'n God te wees. Jy kan geen groter seën ervaar as wanneer jy God toelaat om vir jou 'n God te wees nie. Hy wil jou toerus vir jou taak en vir jou tot jou reg laat kom. Hy wil vir jou goed wees en hy wil vir jou lief wees. God seën jou en hy roep jou sodat jy ook vir ander tot seën kan wees. Hy wil deur jou as sy verteenwoordiger sy goedheid, sy liefde, sy sorg aan ander mense bekend maak. Hy wil dit letterlik deur jou in die wêreld indra. So nou luister na 'n lied en dan gaan ons geleentheid gee as daar iemand is wat graag vir ons die kers wil kom aansteek, dan is die persoon welkom om dan na vore te kom. Hallelujah.
Vriende, vanoggend is dit vir ons 'n voorreg om vir Dominee Nico Kloete van die VG gemeente in Saldanha hier by ons te verwelkom. Nico, baie welkom en ons sien uit om saam met jou erediens te hou. Mag die Here vir jou seën terwyl jy vanoggend hier by ons is. Baie dankie. Goed, daar sê. Ja, hartlike goeiemôre aan elkeen van u. Dit is vir my 'n voorreg. Ek was 'n hele tydjie gelede was ek nog hier en dit was in die tyd van Dominee Gert en Kobus se tyd. So dit was wonderlik daardie tyd. Ek vertrou dit gaan vanmôre ook wonderlik wees om saam met u te wees en ek vertrou dat die Here vanmôre vir my kan gebruik om ook tot u siel te praat. Goed. Ja, kom ons word net vanmôre saam stil. Here, dit is vanmôre deur u wat ons hier in hierdie kerk mag sit. Here, u is die rede vir ons sametrek. U is die een wie ons hier het. En daarom sê ons vir u ook dankie dat ons so as u kinders, as u kerk mag vergader. Here, u het ons deur die afgelope week geneem en u het baie van ons, amper almal van ons hier veilig gehou. Here, daar waar ons ook ons moeilikhede gehad het u ons deurgedra omdat u getrou is. Dankie vir die getrouheid en liefde op ons lewens en vir die kerk. Amen. Genade en vrede vir elkeen van u vanmôre, van Jesus Christus, Seun van God die Vader en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons kan dalk net vanmôre saam opstaan as ons eerste lied gaan doen, Voorwaarts Christenstryders. Kom ons sing tot eer van die Here. Kom ons sing soos mense wat bedoel om te sing. Kan ons hom net so kry? Voorwaarts Christenstryders, voorwaarts om te stry, na die kruis van Jesus en die strijdperk lei. Hy die Heer en Koning voor sy leer aan, laat sy vaandel vooraan op die slagveld gaan. Voorwaarts Christenstryders, voorwaarts om te stry, na die kruis van Jesus in die strijdperk lei. Alle wêreldryke gaan gewis verby, maar die kerk van Jesus sal onwrikbaar bly. Nooit kan helse magte teen sy almag staan. Ons het sy belofte, die sal nooit vergaan. Voorwaarts Christenstryders, voorwaarts om te stry, laat die kruis van Jesus in die strijdperk lei. Voorwaarts dan getrou is, saam in blye staar, so word al ons stemme in triomf gebaar. Glorie, roem en ere wil ons Jesus bring, so sal deur die eeuwe mens en engele sing. Voorwaarts
Voorwaarts Christenstrijders, voorwaarts om te strijden. Laat die kruis van Jezus in die strijd begeleid. Laat die kruis van Jezus in die strijd begeleid. Baie dankie. Dit is wonderlik. Geliefdes, nou ek tel ook vanmôre, hier is baie van u wat, of sal ek sê, hele paar wat ek optel van Saldanha se kant af ook. So ja, ek, my oog is op u ook. En ja, ek vertrou ons kan saam op reis gaan vanmôre. Ons het vanmôre 'n tema wat die kind van God net weer op weg wil neem. En dit is iets wat vir my van waar ek kan onthou, was dit die geleentheid en iets wat kinders van nou, selfs groot kinders, soos u. Ons wil graag, en dit is nou, ek het nou so sit en kyk, en ek sien hier tamelik kindertjies, en ek dink ons kan vanmôre iets saam doen. Ek wou iets anders doen, maar jy weet, as die gees van God jou lei, dan is dit 'n ander saak. U ken daardie liedjie, is 'n kinderliedjie, maar dis ook 'n liedjie vir kinders van God. Ek vra dat elke liewe kindjie wat hier is vanmôre na vore kom. Jy kan gerus mamma of pappa se Bybel saam met jou bring. Moenie worry nie, jy gaan hom net vashou. Bring die Bybeltjie saam en dan wil ons vanmôre, ek wonder net of ons het 'n klaverbordspeler ook, daai oom, of hy vir ons kan assisteer. Dit is 'n kinderliedjie, Visvang vir Jesus. Wie ken hom? U ken hom. Visvang vir Jesus, visvang vir Jesus. Met my Bybel in my hand en Jesus aan my kant. Visvang vir Jesus elke dag. Kan ons hom saam kry? Dink julle ons kan hom saam doen? Ja? Julle kan die noot mos lekker hou. Ek hou nie baie lekker 'n noot nie, maar ek weet julle kan. OK, kom. Daar sê ons kyk na hulle toe. En dan kan ons nou so 'n toetsloopie vat en weet julle wat? As julle klassies toe gaan, dan gaan mamma en pappa en Boeta en Sissie, hulle gaan die res van die storie moet hoor. OK. So, is net so 'n noot. Hy gaan so, en ek weet julle moet saam sing voor my stem in die steek laat. Visvang vir Jesus, visvang vir Jesus, visvang vir Jesus elke dag. Ons soek die aksies ook, né? Jy vang nie so vis nie. Hoe vang ons vis? Daar sê ons gooi die lyne saam in. Kom ons doen hom saam. Jy weet dis van julle wat ook nog hier voor hoort, maar so right. Visvang vir Jesus, visvang vir Jesus, visvang vir Jesus elke dag. Met my Bybel in my hand en Jesus aan my kant. Visvang vir Jesus elke dag. Ons gaan nog beter doen. Visvang vir Jesus, visvang vir Jesus, visvang vir Jesus elke dag. Met my Bybel in my hand en Jesus aan my kant. Visvang vir Jesus elke dag. Nou is die ding, die hele dag hulle uit. Kyk hoe sit hulle. Hierdie kinders daag u uit. Staan op en begin doen die aksie saam met ons. Kom aan, ons is kinders van die Here. Reg, die laaste keer en dan vir Jesus, visvang vir Jesus, visvang vir Jesus elke dag. Met my Bybel in my hand, Jesus aan my kant. Visvang vir Jesus elke dag. Die laaste keer. Visvang vir Jesus, visvang vir Jesus, visvang vir Jesus elke dag. Met my Bybel in my hand en Jesus aan my
ons saam gesing het, gee vir hulle aan 'n klapie. Baie dankie. So, hier kan maar sit. Julle kan gerus by julle mammies voor julle na julle klassies toe gaan. Ek weet julle gaan mos iewers vandag. Gaan sit so lank by mamma en pappa. En dan is dit, geliefdes, dit is ons teks van môre. En u sal ook vir ons kinders onthaalwe saam met hulle ook saam op weg moet gaan. Kom ons kry net so 'n kort, voor ons by die teks en allerlei goed kom. Hierdie visvang vir Jesus lied spruit ook vanuit hierdie Lukas 5 teks wat ons vanmôre gaan lees. Jesus wat vir vissermanne met 'n klomp ervaring, vissermanne wat deur die nag visvang, vir hulle kom wys, jy het nou nie vis gevang nie, hulle is moedeloos. Maar dan kom Jesus en hy sê, ek het nie mag om vir jou vis te laat vang. Gaan uit, ons gaan vandag vis vang, boetas. En hulle kom en hulle 2 bote vol vis. Hulle moet skoon gehelp word en dit verander daardie vissermanne se uitkyk op die lewe. Hulle vind uit maar hierdie Jesus, hy gee net 'n bevel. Ons het ons ervaring, maar hy kom net en hy praat. En al ding wat ons moet doen, soos Petrus gedoen het, is, ons moet net hom vertrou, en ons sal visvang. So vir ons kindertjies, weet die wonderbaarlike van Jesus, en binne 'n tyd, ons is binne die eerste lydingsweek, weet jy wat, ons kan opsit, en hartseer voel vir alles, of ons kan aangevuur word deur Jesus Christus wat vir jou sê, binne hierdie tyd, jy weet wat ek gedoen het, jy gaan deur alles nou gaan, maar ek soek jou om siele te gaan vang vir my. Net weer, gaan tel op die siele, gaan vang hulle vir my. So, kindertjies, vir julle wie vanmôre hier gesing het, en vir u wat gesit het vir julle, volg net vir Jesus. En om hom te volg, is om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here en dit wat hy vir ons kom leer en gee. Al sy opdragte, baie dankie aan daardie kinders, julle is wonderlik, ek hoop mamma en papa gaan jou lekker roemies koop vir jou moed wat jy gehad het vanmôre. Jy weet mos, dit is, om iets soos dit nou sommer net te begin doen, is 'n groot ding. So, ja, ons gaan vanmôre ons kindertjies dan ook, terwyl hulle uitbeweeg, dalk is van hulle al uit, ek het gesien, gaan ons nog 'n lied kry voor ons skriflesing, of dan gaan ons oor, en ek sien uit na ons skrif vanmôre. Ek vertrou u word dalk weer 'n bietjie teruggeneem, en 'n bietjie gelei en gevoed deur God se woord. Laat ek mense en tale, maar dis nie uit liefde nie. Is my woorde holsembole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitleg, berge deur geloof verstaan. Of al het ek al die kennis,
ons word net so saam stil voordat ons ons skriflesing vanuit Lukas 5 vers 1 tot 11 sal saam lees. Here, groot en almagtig is U. U bring ons binne 'n oomblik waar ons kan stil word. U bring ons binne 'n oomblik waar ons onsself kan voorberei en ook weet, Here, U gaan met ons praat. Here, kom daarom en berei elke hartstafel om U te mag ontvang. Ja, ons kom baie keer met ons ingesteldheid binne U huis, maar U kom self en verander die gemoed en U lei ons en U voed ons. Kom daarom, voed ons vanmôre en laat alles geseënd wees. Laat alle woorde geseënd op U kinders se ore val in Jesus naam. Seën die woord. Amen. Geliefdes, ons lees vanmôre. Ek het nou maar besluit ek gebruik die Kanselbybel. Sy lettertjies is lekker groot. Lukas 5 gaan ons saam lees. Vers 1 tot 11. Storie baie bekend aan u. So kom ons luister net 'n bietjie wat sê hierdie skriflesing van môre vir ons. Op 'n dag toe Jesus langs die Genasaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het hy die skare van die skuit af geleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak, dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, het saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite op die strand getrek het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Tot sover ons skriflesing vandag. Nou u weet, 'n dag se werk het vroeg begin rondom die see van Galilea. Dink vir u in die prentjie, skets vir u in die gedagtes die prentjie rondom die see van Galilea, die vissermanne wat hulle nette uitspoel. Ook met 'n bietjie teleurstelling, want jy's nie bly as jy niks gevang het. Jy het die waters ingevaar en 'n vrugtelose uitgang gehad. Geen vis gevang nie. En ons kan vir ons hierdie prentjie van môre indink. 'n Groepie mense wat so vroeg ook agter Jesus aan kom. Wat hy ook gepreek het, dit sal ons nie weet nie, wat hy vir die mense gesê het en wat hy dalk vir hulle gebied het, was dalk van so 'n aard beslis dat hulle wou hoor wat sy lering
vir hulle inhou. En met so 'n gestamp en dalk 'n bietjie gedrukkery en 'n bietjie jy weet ook 'n skare mense rondom as jy moet praat en die skare drom rondom jou saam, kan dit nogal 'n ding word van jy voel ook jy's almal drom nou rondom my saam. Ek het dalk net 'n klein bietjie afstand nodig. En hy sien die twee skeite. Hy vra vir Simon, neem my net so 'n bietjie op die skei in. Dit is asof Jesus vir hom 'n preekstoel of 'n platform skep om met die volk te praat. Die volk is daar, hy praat met die skare mense. En nadat hy met hulle klaar gepraat het, en dit klink dalk 'n bietjie simpel of stupid, vra Jesus nie vir Simon om uit te gaan. Hy sê vir Simon, gaan nou uit. Gaan gooi jou nette in, gaan vang vis. Vir 'n timmerman om vir 'n visserman te sê, kan ook dalk 'n snaakse storie gewees het van wat weet die timmerman van visvang af. En daar word vir Jesus gesê, maar meneer, ons was heelnag op die waters uit. Ons het geen vis gevang nie. Maar op u bevel sal ek my nette ingooi. So asof Petrus sê, maar ek sal dit wat u sê, dit gaan ek doen. Dit kan ook gewees het dat Jesus besef het, hy kan nie vir die vissermanne vra, wil julle uitgaan nie? En weer gaan probeer vis vang nie. Nee, hy het besef, hy moet vir hulle hy moet hulle beopdrag. Gaan uit. Gooi jou nette in en vang vis. Weet, daar is geen respons wat opgeneem is in die Bybel, behalwe daardie respons van Petrus wat sê, ons was heel nag besig, ons het nie vis gevang nie. Dit kan ook gewees het, dat hierdie vissermanne gedink het, hierdie ding is nie aan nie. Hierdie saak gaan flop. Hulle kon ook gedink het, maar meneer, ons vang al vir jare vis, ons weet van visvang. Glo ons dan as ons vir jou sê, ons het nie vis gevang nie. Hierdie vlier gaan nie vlieg nie. Nee, geensins. Petrus sê, meneer, op u bevel sal ons die nette ingooi. En daardie nette word vol vis. Soveel so dat Simon Petrus vir sy maats moet naderroep, julle sal ons moet kom help. Maar dit is ook dat binne hierdie vangs tel ons op. Is Simon Petrus nie meer dieselfde ou nie. Binne hierdie vangs is Simon Petrus nie meer dieselfde ou nie. Hy was die een wat gesê het, meneer, ons het heel nag vis gevang, sy terugkoms was, en ek wil dit vir u net so voorhou, wat sê Simon Petrus, is hy nou weer, gaan weg van my af meneer nie. Simon Petrus se aansien van die Here verander, hy sê, gaan weg van my af Here. Daar is nou verskuif vanaf meneer na Here. Hy sê, gaan weg van my af, want ek is 'n sondige mens. En weet, binne die Joodse tradisie was dit ook wanneer jy sondig en so opgetree het en dalk 'n bietjie teenkanting gegee het dat wat wag op jou? Straf. En Simon Petrus ervaar nie dat hy ondervind nie dat Jesus hom nou enige straf gaan toedien nie, maar wat gebeur? Die Here sê vir hom, van nou af gaan jy mense vang. Ek maak vir jou, Simon, 'n visser van mense. En ons hoor aan die ander kant
Nie net Simon Petrus, maar ook sy maatjies, hulle was ook saam. En soos hierdie vissermanne as disippels geroep was, los hulle alles net so. En hulle volg Jesus. Hulle word sy volgelinge. Wat hier gebeur is 'n wonder. En jy weet, binne 'n tyd soos hierdie lydingstyd is dit ook so belangrik dat of ons besluit nou om maar ons te laat meevoer met al die emosie van wat Jesus deurgegaan het, of ons besluit, ek wil vir die Here vis vang. Ek wil siele vang. En dit is ook wat NG Langebaan dalk ook vanmôre hier moet sê, die woord sê vir ons, glo in Jesus. Dit wat hy vir jou as opdrag gee, moenie twyfel nie. Hy soek jou, die Here soek nie 'n klomp volgelinge wat twyfel in hom nie. Hy soek disippels wat glo. Dit wat hy kan doen, sal hy doen. Die Here kon vir Petrus hulle gevra het, maar hy het gesê, gaan uit. Hy het nie vir hulle gesê, wil julle uitgaan nie. Gaan uit. Vanmôre sê hy ook dalk vir NG Langebaan, julle het as 'n kerk 'n missie. Julle kan of hier in die kerk sit en Jesus se volgelinge wees, maar die werk lê daar buite. Dalk in 'n tyd soos hierdie waar ons ook weer onsself op weg neem op die lydensweg, kan 'n lewe vir Christus omgeswaai word in die rigting van die kruis. Daar waar u by u werksplekke of by u besighede of waar ook al is, besef jy's, behalwe dat jy in jou diens is, wat jou inkomste verseker, is jy ook besig om 'n visser vir Jesus te wees. Laat ons nie verslap in ons roeping as gelowiges nie. Ons roeping as gelowiges sê vir ons en verwag van ons, volg Christus. En weet, as jy Christus volg, dan sê jy, Here, ek is 'n disipel van U. Want ek volg U en ek volg nie net nie, ek wil sien dat U koninkryk hier op aarde gestalte kry. So, ons kan ook, jy weet wat is die grootste geneek, is baie keer as ons, as kinders van die Here met ons eie ondervinding en ervarings binne ons opset, ons ervaring is groter as ons Christendom. So as ek weet hoe dinge nou gedoen word en dinge wat gaan flop, die kerk pak 'n paar projekte aan, nee wat, dit gaan nie werk nie. Binne God se kerk werk dit anders. God kom en hy verbaas jou. Hy kom wys vir jou dit wat jy dalk gedink het gaan nie werk nie, is by God moontlik. So ons moet ook dalk net vir 'n slag sê, maar vir jouself, moenie vir die ou langs aan jou sê nie, jy moet gehoor gee aan die opdrag, jy moet glo in jou Here. Jy moet glo in wat is moontlik in sy naam. Want ons sing dan so graag saam, groot is U naam, o Heer, groot is U trou. U is magtig. Ons het vroeër ook 'n lied hier gehoor, waar ons God verhef, en dan, is ons baie keer besig om te twyfel. Binne 'n tyd soos lydingstyd, word ons ook opgeroep tot geloof in God. Ons weet nou al die prentjie, ons weet die hele weg, en daarom kan ons nie by die hele weg net bly nie, ons moet nou dit oortref, en sê, Here, ek is in diens, ek is tot diens van U, kom gebruik my. Ek en U moet bereid wees. Die vissermanne kon ook vir die Here Jesus gesê het, maar meneer,
hierdie netgooiery doen 'n mens mos in die nag, man. Hulle het nie teëgepraat nie. Hulle het helder oordag hulle nette ingegooi en die vangs was goed. Dalk sê die Here vir jou ook, los jou ervarings. Jou nette sal vol vis wees. Los jou eie ervarings van hoe dinge werk en nie werk nie. Vertrou die Here. Hy het alles. Hy het alles. Hy sal verseker, jy staan nie beskaamd nie. Wat God kan doen en nie kan doen nie, is nie vir ons om te besluit nie. Kom ons kyk. Petrus besef hoe groot die Here is. Vanaf meneer verander Jesus se status na 'n Here toe. Gaan weg van my af, ek is 'n sondige mens. En weet jy, hy besef hoe groot God is, want hierdie Here is nie uit om hom te straf nie. Hierdie Here is besig om genade te betoon. Kom jy gaan 'n visser van mense wees vir my. Baie aangrypend hoe die Here God 'n lewe of lewens verander. Hy wil ook so vandag met ons werk, dat ons sy grootheid nog sien. Hy wil ook vandag hê ons moet besef hoe klein ons is, hoe nietig ons is. En dat ons moet vashou en net hom vertrou. Jy weet, in die alledaagse lewe met al ons probleme en uitdagings, gebeur dit so maklik, ek weet, ek moet my Here vertrou. Maar kom die geneek, kom die moeilikheid, dan is my vertroue by die venster uit. En ek maak nou op my eie insig te staat, totdat die Here jou weer terugroep en sê, nee, Boeta, Sissa, hier is ek, jy is veilig in my hande. Ons moet God net vertrou. Alles by die kerk kan wonderlik lyk. Elke Sondag kom ons en almal lyk gelukkig. Maar deur dit gaan ek en u huis toe, dalk met 'n probleem of 2 of 3, kom ek weer met my probleme by die huis aan. Dit wat pla. Ons woord wil ook vanmôre sê, jou nette sal vol wees, God sal sorg, ook vir jou, wat dink jou nette is leeg. Jy gaan nie vis vang nie, daar is nie 'n vangs nie. God sal sorg vir jou. Petrus moes dit uitvind, en toe hy dit uitvind, het hy nie weer teruggedraai nie. Hy het die Here Jesus gevolg, want hy het die grootheid kom raak sien. Wie is God? Wie is my Here? En omdat hy gesien het, as ek gehoorsaam is aan hierdie opdrag van God, sal God vir my sorg. So ek en u het vanmôre 'n storie, en u kan vir daardie jongeling wat vanmôre hier ook gestaan en lekker sing het, kan u nou gaan voorgaan in daardie gedagte, kom ons vertrou ons Here vir dit wat vir ons dalk 'n bietjie swaar is. Hy sal dinge uitwerk. Saam met Jesus sal ek niks kort kom nie. Hy kom voorsien in oorvloed. Vanmôre, die lewe gaan nie net oor ons eie visvangs nie. Dit gaan nie net oor ons nette wat vol gemaak moet word en God wat moet voorsien nie. Jesus kom leer vanmôre vir ons 'n geloofsles. Jesus kom leer ons meer van homself, sodat ons toegerus kan wees om uit te gaan en siele te win vir hom.
Ek en u, ons is die vissermanne en die visservroue in vandag se gemeenskap, in ons gemeente. En die Here stuur vir ons uit om weer net in verwondering te loop staan oor wat hy gedoen het en wat hy doen. Kom, ons wees net bereid. Kom, ons stel ons tot beskikking van die Here. En weet jy wat? Ek wonder watter invloed dit sal hê ook, sê die Weskusdorpies, as ons vertroue so in die Here stel, as ons land se mense ons vertroue so in die Here stel, watter wonderlike gesig sal dit nie wees om uit te vind maar ons God lewe en hy sorg. Hy kom kyk na ons. Ons staan in verwondering. Watter getuienis sal dit nie wees as mense in ons lewens verwondering teenoor God kan hoor en sien nie. Jy is die persoon wat uitgaan om God se werk te doen, om sy siel in te win. Verwonderd oor God se genade, verwonderd oor sy sorg, verwonderd oor die wonderwerke vandag nog. Ek wil vir u NG Langebaan net die volgende sê, mag God vir jou weer vang, sodat jy ander kan gaan vang vir hom. Mag God jou lewe aanraak en so verryk, sodat die nuwe en verrassende dinge sal gebeur, hoe jy God elke dag nog, ons ken God nooit ten volle nie, maar elke keer kom God in ons lewens in, en hy laat staan ons in verwondering. Mag ek en jy besef, dat ons die liefde en die genade, as doodgewone vissermanne en vroue van God hier op aarde, net moet kom ontvang. God wil deur jou werk. Laat hom toe. Wees 'n visserman en 'n visservrou vir God. Die Here seën julle hier te NG Langebaan. En ons almal sê saam amen. Amen. Kom ons word net saam stil. Here, baie baie dankie vir die eenvoudigheid van stories uit die Bybel, verhale. Here, wat ons net weer wil kom vasvang. Wat ons net weer wil kom intrek, sodat ons nie as gelowiges, verlore gelowiges hier sal wees nie, maar gelowiges wat in verwondering staan teenoor U. Here, ek kom bid, Here, dat U ons wat vanmôre hier teenwoordig is, so in verwondering weer sal kry. Here, kom en seën hierdie gemeente en laat hulle vertroue in U bly toeneem. Dankie vir U liefde oor hulle, van U hou hulle wonderlik in stand. Baie dankie ook dat ek vanmôre dit weet, U versorg hulle. Kom en seën hulle en gebruik ook vir hulle tot seën van ander rondom hulle. Ons bid dit nou in U naam alleen. Here, ek kom bid ook vir Dominee Santi wat hier as leraar dien. Here, dat U haar ook sal vashou en dat haar vrug en haar diens wat sy hier doen, Here, dat dit alles, dat ons geliefdes hier sal sien, hoe gebruik U kinders tot eer van U koninkryk. Kom seën haar en haar gesin ook, en ons bid en ons vra dit vanmôre in U naam alleen, in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons gaan nou net so ons offergawes na die Here bring. En dan is daar ook, ons wil graag dit onder die aandag bring, dat die deuroffers van môre vir Laurens en Marie Loretti sal gaan. So
Ja, ons bring dit net so in gee kennis vir U. Kom ons dien nou die Here met ons offers. Baie dankie. Vir Gerard Kans. Kom ons sluit ons oë. Ons Vader, dankie dat ons die wonderlike voorreg het om vandag in U huis te wees, na U woord te luister. Ons dank U, Here, vir al die liefde, genade, seëninge wat U oor hierdie gemeente uitstort. Leer ons dan nou en help ons en lei ons dat ons hierdie geld wat ons nou ingevorder het, kan aanwend om U eer te verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goed. Ons sal nou ons slotlied kry en dan na dit sal ons seën ontvang. En dan vooraf sal ek nog net vir u sê 'n geseënde week en 'n geseënde tyd vir u. Was wonderlik om hier met u te wees. Ja. Ons doen dit weer oor 'n paar jaar. Baie dankie. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel U naam, mag U lof hier deur ons klink. Balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hul seer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees, mag U troos hier deur ons bied. Eer U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry, mag U hoop hier deur ons Kom ons ontvang die seën van die Here. U kan maar u hande uit ook strek as u so voel. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën God jou van nou af tot in ewigheid. Ons almal sê saam amen. Amen. Geseënde week. Laat dit so wees, Here. Amen.
Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U